Sy. Koos, dankie vir die interview. Dis hy, dis 'n plesier. Dis 'n plesier. Dankie vir die koffie. Dis hy, saak is reg. Ons sal maar nog so deur die loop sal ons maak. Nog enetjie vat. Dis hy. Koos, hoe lank doen jy nou al H2A wat jy Amerika toe gaan? 5 jaar. 5 jaar en dit is baie aangenaam in Amerika. Geniet jy dit? Ek geniet dit. Die eerste jaar was 'n aanpassing geweest. Want dit is 'n nuwe land, jy weet, in 'n nuwe plek, in nuwe omstandighede en alles. En Hoe oud is jy nou? ek is nou 59. So, baie ouens vra my oor ouderdom. So as jy ek het baie ouens wat tussen 50 en 60 vir my vra, sal hulle kan oorgaan. Wat dink jy? Okay, so jy was 5, jy's nou 59. So dan was jy 55, 4. 54, ja. Okay, dis ook redelik 'n groot getal om Amerika toe te gaan. Hoe het jy dit reg gekry om werk te kry? Ek het eintlik gehoor van die H2H program. En toe het iemand my vertel van ek moet deur agentskap werk. En die agentskap wat ek mee gebruik het is Golden Opportunities. Golden Opportunities, ja. Okay. Maar Golden Opportunities doen nog al die jare my goed in. So jy's nog van die begin af tot nou toe. Waar het jy van hulle gehoor? Daai tyd was by een van die ouens wat ek geken het wat ook oor see gewerk het. Maar soos ek nou sê, ek het hulle gebel en sy het my die link gestuur en ek het die link oopgemaak en ek het die application die aansoek gedoen. Okay. En wat se skills? Ek bedoel toe jy nou hoor van Amerika en om te gaan werk in Amerika en jy het nou 'n agent gekry en toe het jy nou begin registreer. Maar wat se skills het jy gehad op daai stadium? Ek is eintlik baie bevoorreg want ek het op 'n plaas groot geword. So ek het baie plaas ondervinding en goed. Ek het groot geword op 'n plaas en ek het baie plaas ondervinding agter my naam gehad. Okay. Maar vir die ouens wat wel nie plaas ondervinding het nie, is dit ook nie regtig so baie groot probleem nie. Ja. Die ouens moet nou net uitgaan en heeltemal oorboord gaan en gaan lieg nie. Verstaan jy? Dis 'n groot ding. Ja, Want baie ouens lieg om in te kom en dan kom hy daar en dan kan hy nie die werk doen nie. en dan jaag die boer hom weg. Dis hy. Dit is eintlik 'n groot ding. Jy kan eerder sê jy het min ondervinding in dit, maar wees eerlik en want as jy daar kom en jy kan dit nie doen nie, dan kan die ou sien, alright, ons gaan jou 'n bietjie train of ons gaan jou leer, verstaan jy? Ja. Maar soos ek het al van jongs af het ek trekker gery en ek het greinkaart gery en ek het al daai tipe van dinge gedoen, jy weet, ondervinding gehad, so dit was nie so moeilik nie. Maar al het jy daai ondervinding om vir die eerste maal oor te gaan, het jy maar nog steeds daai snaakse gevoel, jy weet, jy is nou in 'n ander land en hulle doen dinge anders, jy weet, en hulle doen dit heeltemal anderste as wat ons gewoond is om dinge te doen. Okay, so so jy het nou aansoek gedoen. Hoe lank het jy nadat jy aansoek gedoen het gewag? Jy sal my nie glo nie, ek het aansoek gedoen en 3 dae daarna. Ja, 3, dit was baie vinnig. Ja. Toe kry ek my eerste interview. Okay, so Maar so wat het Golden Opportunity, okay, so jy het jou profiel geregistreer, so online, ja, al jou goed ingevul. jou profiel en jou DS-160, jy weet alles wat jy kan doen en alles, jy weet. Maar ek dink ek het 'n goeie profiel. En dit kan miskien ook die ding wees hoekom 'n ou ook baie vinnig reggekom het. Okay, nou is daar baie meer aansoeke en die volume het baie groter geword vir Suid-Afrikaanse werkers in Amerika as jy dit vat 5 jaar terug. Ja, natuurlik. En al het jy net 'n bietjie ondervinding, jy hoef nie baie ondervinding te hê. Ja. Jy is miskien 'n baie goeie meganiese ou en hulle het baie meganiese ouens nodig. Ja, om te werk in 'n workshop. Ja, in die workshop of daai. En jy sal sien, hulle sal vir jou vra gewoonlik op jou voertuie op jou ure wat jy op 'n trekker gery het. Wat se trekker het jy al gery? Almal het nie John Deere hier in Suid-Afrika nie. Ja. Jy het 'n Fiat of jy het 'n Ford of jy het 'n International of Javali. Maar daar's baie boere wat wel John Deere het. Maar daar is boere wat ook ou model trekkers het. Want ek dink baie ouens dink die boer daar in Amerika is alles nuwe goed, dis ryk mense. Dis nie so nie. Jy kry boere, jy kry smaar boere. Ja. En dan kry jy boere wat jy as jy daar kom moet jy alles regmaak.
Ja, so 'n skrypjaar. Is so 'n skrypjaar. Ja. En jy moet dit heeltyd maintain. Ja, hy wil daai trekker verkoop. Ja, en al die amper werk. Dis hy. En 'n nuwe paaiement op 'n nuwe trekker betaal. Dis hy. Wat ek gesien het. Maar jy kan sê 95% van die boere daar se trekkers en implemente is in 90%, 95% kondisie. Ja, hulle kyk mooi. Hulle kyk baie goed. Of die Suid-Afrikaners kyk baie goed na dit. Verstaan jy? Want hulle maak dit reg. Ja. Want dit is waarvoor ons daar is. Maar so laat ek terugkom na die punt toe is, jy kan 'n baie goeie welder wees. Ja. Daar's ouens op plase soos feeding lodges wat hulle baie feeding waar hulle baie voerkrale en goed bou en waar baie swyswerke goed betrokke is. Ja. Jy kan 'n baie goeie mechanic wees. As voertuie goed breek, dan is jy op die mechanical afdeling. Yes. Jy kan 'n baie goeie operator wees in trekkers of in plaas equipment en earth moving. Jy kan loaders. So jy kan 'n baie goeie trokdrywer wees. Ja. Jy het nie nodig as jy hierso in Suid-Afrika 'n groot trok gery het. Ja. En jy het ondervinding, dan het jy ondervinding. En jy hoef ook nie 'n CDL soos hulle noem dit in Amerika, 'n CDL. Ons is 'n kode 14. Jy het nie nodig om 'n CDL te hê nie. Ja. Baie van die boere vat jou daar as jy kode 14 het. As jy kode 14 het. Yes. Al het jy nie eens 'n kode 14 nie. Dan vat hulle jou nog steeds solank jy 'n trok kan ry. Ja. En dit is nie moeilik nie. Dit is nie moeilik nie. As jy hulle party van die boere sal inklim en sal hy sê, "Alright, daar gaan jy. Daar staan jou trekkertjie, laat jy stoot." Ja. Maar 95% van die boere, voordat jy in 'n voertuig of in 'n trekker of maak nie saak in wat jy inklim nie, wys hulle vir jou eers wat om te doen. Ja. Hulle wys vir jou hoe om die ding te start. Ja. Hulle wys vir jou hoe is die ratte, hoe is die hele operation op daai ding. Hy wil seker maak jy verstaan dit. So dit is die ouens moenie bang wees en dink, "Wow, ek het nog nooit 'n 8 series of 'n 9 series John Deere gery nie. En nou is ek bekommerd nie, verstaan?" Ja. Nee. Selfe konsep. As jy 'n Valjapie gery het, dan ry jy John Deere 9 series. 'n Trekker ry is trek. En inteendeel, maar dink nie daar's verskil tussen trekker ry en trekker bestuur. Of in die Engels is die operating. Ek bedoel as jy 'n trekker, kyk ek sê altyd enige ou kan 'n trekker ry, maar dis as daai trekker onder load is of jy's in sekere omstandighede met 'n trok wat jy bestuur op load, hoe om te breek, hoe om op 'n draai te maak, hoe om in 'n land in te ry, want ek dink dis waar baie ouens bietjie sukkel as hulle sê hulle kan al hierdie goed doen. Hy kom by die boer, maar die boer kan vinnig sien hierdie ou weet nie regtig nie. Ja. Verstaan wat ek bedoel? Ek hoor wat jy sê van die trekker ry, maar ek het dit baie gesien is daar's 'n groot verskil tussen 'n ou wat trekker ry en trekker bestuur. Ek wil jy moet weet, hierdie trekker, hy is 'n bietjie groter en hy dubbel wiele en jy weet ek moet bietjie weier draai of wat ook al, maar ek dink baie ouens sukkel daar. Jy weet hy dalk nou Valjapie gery. Nou ry hy dubbel wiele of treks, dan die ouens sukkel want dit is jou perspektief en jou hoogte is bietjie anders. Ja. Maar ek skuis ek jou nou in die rede geval, maar verduidelik net gou daai proses toe jy werk nou, jy deur Golden Opportunities werk gekry. Want ek weet Golden Opportunity is een van die min agente wat hulle is direk in Suid-Afrika en direk in Amerika. Ek bedoel Golden Opportunities Amerika is Golden Opportunities. Dis hy. Daar's nie subagente tussenin nie. Nee. So Golden Opportunities, want ek het al baie gehoor baie mense kom reg by Golden Opportunities. Ja. Vinniger reg by Golden Opportunities. Maar okay, dis op nou 5 jaar terug, né? Ja. So tye het nou 'n bietjie verander. Maar toe jy nou werk kry, wat het daar gebeur? Jy het 'n interview gehad met die boer of wat? Interview gehad, ja. Eerste wat gebeur het, toe ek my applikasie gedoen het by hulle in my D160 en my profiel. In die eerste 3 dae het ek 'n oproep gekry van die agent af, van Golden Opportunities af. Hulle bel jou. Dan sê hulle, "Alright, daar's iemand wat in jou profiel belangstel, in jou belangstel vir 'n werksgeleentheid, 'n job of 'n kontrak." Ja, 'n kontrak. Hulle sal jou kontak byvoorbeeld môreoggend of môre middag 5:00, is gewoonlik so in die agtermiddag, want dan is dit vroeg by hulle, so 8:00, 9:00 by hulle. Yes.
En dan wat toe gebeur het, dan bel hulle. Nou voor die tyd moet jy jou goedjies maar bymekaar kry en reg kry vir die onderhoud. Ja. Want jy veral as jy jou eerste maal is, dan weet jy nie wat gaan hulle jou vra in die onderhoud nie. Ja. Hulle vra jou dalk maar wat op jou profiel staan. Op jou profiel. Hulle vra jou op jou profiel, maar baie keer is dit maar basiese dinge wat hulle jou vra, soos hoe kommunikeer jy met ander mense? Hoe sal jy bly saam met ander mense? Daai tipe vrae. Dan gaan dit nie eens oor boerdery, oor trekkery of daai ding nie. Ja, daar kom van dit in, daar kom van daai vrae in. Wat so ondervinding het jy? Ja, ek kan trekker ry, ek kan 'n greinkaart ry. Ek kan 'n stroper ry, ek kan 'n forklift operate, ek kan maak nie saak. Al daai goed kan ek doen. Maar baie keer vra hulle as jy in konflik kom met iemand, hoe sal jy dit hanteer? Hulle vra jou baie keer ander tipe vrae wat meer huishoudelike vrae is en nie net wat gekonsentreerd is net op boerdery nie. Want jy bly in baie gevalle Suid-Afrikaners wat in Amerika werk, bly saam met ander Suid-Afrikaners. Dis gewoonlik as jy meer as een wat saam bly. So jy bly saam, werk saam, eet saam. Jy weet. So daar kom bietjie partykeer konflik. Dis hy. Ja, want daai ou moet sorg dat sy eie plek skoon gehou word. Die badkamers moet skoon gehou word en die kombuis. Dis twee plekke wat altyd veilig raak en dit is 'n plek wat almal moet na kyk. En dit is gewoonlik waar die toilet skoonmaak as jy geskei het. Asseblief. Ja, asseblief. Die toilet borsel. En borsel hom uit. En was die bad. Vir al die jong ouens. Mamma doen dit. Nou kom hy dan skei die toilet vir jou want dis ekskuus. En daar is nou ongelukkig nou nie iemand anders om dit vir jou skoon te maak nie. Jy is daar om dit self skoon te maak. So maar laat ons nou weer terugkom na dit toe dan bel die boer jou vir die onderhoud. En as hy jou nou gebel het vir die onderhoud en hy vra jou al die vrae en jy gaan die ding deur. Maar jy moet rustig wees en jy moet kalm wees. Jy moet nie bang wees en op jou senuwees wees nie, want daar is niks om op jou senuwees te wees nie. Dit is hy kan ja sê of hy kan sê nee. Verstaan jy? Hy kan jou nie doodmaak nie. Of hy kan jou nie slaan nie. Hy bietjie ver. Ja. So wees rustig, maar kry jou goedjies net agter mekaar. Sê byvoorbeeld as ek jou vra van het jy ondervinding in trekkery? Jy sê ja, jy het ondervinding. Ek het Fiat of ek het International of ek het John Deere of maak nie saak wat se trekker jy al gery het nie. Maar probeer net eerlik wees. Maar jy moet dieselfde asem vir hom sê, jy is 'n maklike leerder en jy 'n vinnige leerder, jy kan vinnig leer, want as jy daar kom, leer jy in elk geval vinnig. Jy het nie 'n keuse nie. Dit is seker een van die dinge wat ons Suid-Afrikaners baie uniek maak in Amerika, want jy moet tot baie dinge moet jy vinnig adapt in Amerika. Dit is vir plaaswerk en dit is vir die omstandighede waarin jy bly. Dit is vir die kosse wat jy daar kry, want die Amerikaanse kosse is totally different van Suid-Afrikaanse kosse. Is baie Meksikaans. Is baie Meksikaans. En hamburgers. Ja, hamburgers en is alles proses. Baie proses kosse. En die vleis is duur daar, sigarette is duur en drank is duur. Ja, dis 'n ding wat gaan werk in Amerika. Hou op rook, want dit is te duur. Hou op drink. As jy in Amerika is, dis eintlik 'n goeie formule. As jy wil ophou. Nee, kyk, rook ek nou al jare. Ek betaal maar daai geldjies vir my sigarette, want dit is my op plesiertjie. Wat die drank betref, jy drink by jou huis. Jy gaan nooit uit en gaan drink by 'n pub en jy bestuur nie, want as hulle vir jou daar vang, is dit nag. En die jong, ek dink ekskuus, Koos, ek dink die jong ouens, baie jong ouens gaan oor. Ek praat ouens in hul 20's en so. Wel, eintlik enige ouderdom, so dis nie gerig teen jonger ouens nie, maar jy werk hard. Want jy werk ongelooflik hard in Amerika. Jy baie hard. Die ure is lank. So nou kry jy dalk 'n dag af. En jy's so bly oor daai afdag. Jy gaan drink sommer. Ja. Maar nou gaan die ouens uit en onskuldig. Sê nou maar ek en jy gaan en ons ander chom wat saam met ons werk, ons drie gaan drink 'n dop vanaand. Onskuldig. Ons het nie 'n intensie om 'n vrou te jag of om dronk te raak nie. 3 biere gaan huis toe. Ja. Dis net daar wie jy by daai bar uittrek. Hulle sit, jy sien hom. Wat ek ook al, ekskuus, ek val jou nou in die rede ook nou, maar wat ek al gehoor het
gebeur baie is die bar-eienaars of die Amerikaners, jy kuier nou in die bare, hulle hoor dadelik jy's van Suid-Afrika. Ja, dadelik jou aksent. Hulle hoor dadelik jou aksent. Hulle praat ook by watse boer, hulle ken die boer. In 90% van die gevalle daai mense ken mekaar in daai omgewing. Yes, so dit is ook iets om net na te kyk. Jy weet, jy moenie gaan naam weggooi nie. Ja, moenie jou naam weggooi nie of want jy gaan nie dan weer terug kan gaan na dieselfde boer toe nie. Ja, in die DOI. Ja. Jy wil nie dit hê op jou naam. Daar's nou 'n geval van 'n ou wat aansoek gedoen het en hy is al jare in Amerika. Ek het dieselfde ding en as gevolg van 'n DIY wat hy gekry het. Ja. En hy het nou vir die afloop, hy het hom al 10 jaar teruggekry. Nou slat hulle hom nou. Nou slat hulle hom. Nou wil hulle nie laat hy oorgaan nie. Maar hulle het hom nou die afgelope paar jaar het hulle hom laat gaan. Ja. En nou slat die DIY na 10 jaar slat hulle hom. Nou wil hulle nie hy moet teruggaan nie. Maar ek het nou gehoor met Trump het, want daar was so backlog op al daai immigration op hulle immigration stelsel. So hulle het hulle moes al daai goed geupdate het. So dis Trump het nou aangekom en gesê update alles. Ja. Ons soek nie enige iemand in hierdie land wat enige gevaar of jy weet ek bedoel 'n ou wat 'n DOI het vir hulle maak nie saak hoe dit gebeur het nie vir hulle sien dit nou as 'n gevaar. As 'n negatief. Ja, dis sleg. Ja. Maar okay, om terug te kom. Wat was jou eerste jaar experience? My eerste jaar experience het ek op 'n feeding lodge gaan werk. Ja. 'n voerkraal. 'n voerkraal wat ek beeste gevoer het. Ons het oor 10,000 het gehad daarso. Jo. Ons het gewerk dat ons kak. Daar's nie 'n ander woord. Hard. In die oggende, ja, beeskak. Ja. Die ons het gewerk. In die oggende, dan is dit nog donker. 3 uur in die oggende is jy al uit. Dan begin jy al met die voere en begin voer meng en voer reg kry en dan begin jy en dis reg die hele seisoen. Die hele seisoen. Ek het was 9 maande. Ja, ek het 9 maande gehardloop by hom. Ook in jou tweede jaar? Tweede jaar, toe was ek by 'n koöperasie gewees. Toe was ek in Kansas gewees. Daarso het ek seed treatment gedoen en chemicals en fertilizers en trok gery. Ja, trok. Basies maar wat ek nou doen. En op 'n ander ding is as jy 'n trok kan ry, is dit nie nodig dat jy CDL moet hê nie, want as jy op 'n plaas werk in 'n radius van 150 myl, dan kan jy ry sonder 'n CDL. Ja. So die boere is nie eintlik baie ge-worry of jy 'n CDL het of nie het nie. Want hulle is gemagtig om in daai area te ry. Verstaan jy wat ek sê? So ons het 'n trok gery en ons het tippers gery en al daai tipe van dinge en jy weet So hoekom het jy nie teruggegaan na die eerste jaar se boer nie? Eerste jaar se boer is of die voerkraal. Die voerkraal. Ja. Daar was eintlik net een rede. Hy het 'n dogter gehad. En die dogter was in beheer oor die beeste. Ja. Met die spuit en met die brandmerk en met al daai. Was dit 'n mooi dogter? Nee, nie iets jy kry nie eintlik baie mooi Amerikaanse vrouens nie hier en daar. So 10% van die Amerikaanse vrouens is mooi. Verder kry nie eintlik baie mooi. Hulle is vol tattoos. Ja, hulle oral nou, soos hulle is geslat met die nat koerant pa. Nee, hy is geslat met 'n nat koerant. Nee, wat? Nee, as hy nie 'n tattoo het nie, is hy nie 'n Amerikaner nie. Of as hy nie, jy weet, 'n gras rook nie. Maar ons kom terug na die vroumens toe. Daar was 'n cowboy. Hy het ook gehelp op die plaas en sy en die cowboy het so halwe fling gehad aan die ding. En ons moes ook gehelp het met die brandmerkrye en met die beeswerkry en alles en toe die cowboy vir my kom Hanna. Hy het 'n perd gehad. Ek moet sy perd kos gee. Dis nie my perd nie, dis sy perd. Jy verstaan wat ek sê? En jy vat nie instruksie van almal wat op die plaas is nie. Jy vat instruksie van die boer. Ja. Jy verstaan? Of as die boer sê my seun, my meisiekind of daai tipe van ding. En toe wil hy nou vir my vertel ek moet die perd water gee en ek moet die perd kos gee. En ek het instruksie gekry. Dis sy perd. Hy kan na sy eie perd kyk, verstaan jy? En toe het ons nou 'n tipe van 'n skrym opgetel, verstaan jy wat ek sê? En toe het ek hom bietjie op sy plek gesit en sy was ook by gewees en toe het sy gekla by die ou man, maar dit was nie die eintlike probleem nie. Hy wou gehad het ek moet terugkom die volgende jaar. Dit is nie maar dit was net nie meer ek het gesê ek werk glad nie meer bees nie. Toe is jy nou op 'n beesplek. Ja, toe sê nee, toe werk ek glad nie meer saam met hulle bees nie. As gevolg van hom. Toe sê ek
ek doen die voere en ek doen die drade en ek doen alles wat moet gedoen word, maar saam met hom hy gaan nie 'n cowboy wees nie, hy gaan 'n lijk wees, verstaan jy? En toe die boer my basies toegelaat dat ek nie meer hoef te werk met die diere en goed nie. En ek is baie lief om diere te werk, maar dit is nou maar 'n ding wat gebeur het. Maar ek kon teruggaan, want hy het gesê ek staan my vry om terug te gaan, maar ek was nie lus om terug te gaan. Maar hoekom ek jou vra is, ek dink baie ouens wil altyd weet, want ek dink dit is 'n hele ander prentjie as jy in Amerika gewerk het teenoor iemand wat nog wil in Amerika werk. Verstaan, so jy's hier in Suid-Afrika, jy sien al hierdie TikTok, jy sien YouTube of Facebook en dit lyk baie keer glamorous. Dit lyk nice. Baie ouens wil in Amerika gaan werk. Maar wat was jou prentjie van dit? Okay, social media het nou die laaste 3 jaar of wat ook al baie ontplof, TikToks en videoetjies en goeie wat ouens opsit. Het jou siening verander? Ek bedoel, het jy 'n sekere siening gehad oor Amerika of plaaswerk voor jy gegaan het? Ek het voor die tyd het ek gehoor, jy werk like jy weet jy het gewerk, because daar's nie ander ouens wat die job doen nie, jy is die ou wat die job doen. Verstaan jy? Jy moet met die mindset oorgaan, jy moet weet jy gaan werk. Jy gaan nie daar sit en jy gaan instruksies gee soos 'n meneer wees nie. Dis nie as jy 'n office job soek, bly maar hier en kry vir jou office job hierso. Jy gaan oor om te werk. Ja, jy moet jou maar gereed maak, jy gaan werk. En dit is nie altyd skoon werk en lekker werk. Dis vuil werk. Partykeer jy moet bins skoon maak en dan is daai bins 4-5 jaar laas skoon gemaak wat hy soos 'n blok dat vrot. Jy moet onder in pits inklim. Jy moet maskers so goed dra. Dit is ongemaklik en die bins moet jy met hard werk en alles op die plase is daar nie so baie safety georiënteer soos op die koöperasies. Hele ander ballgame. Party boere maar jy moet, as ek terugkom na dit wat jy nou vir my gevra het, ek sien elke jaar uit om weer terug te gaan. Want jy doen verskriklik baie ondervinding op daar. Dit maak nie saak nie, elke jaar leer jy iets nuuts. Dit maak nie saak hoe lank jy in boerdery was nie, en dit maak nie saak hoe lank jy by 'n koöperasie gewerk het of waar jy gewerk het nie, jy leer iets nuuts. Want dit is ander metodes in tegnologie verander, in die tegnologie op die voertuie en op die trekkers en alles verander. So jy bly leer en jy bly in lyn. En die voordeel daarvan is as jy 'n lekker boer kry en 'n goeie boer kry en jy bring jou kant en jy doen jou werk, is jou kanse 99.9% dat die boer sal sê jy kom volgende jaar weer terug. As daar 'n koneksie is tussen jou en hom. Maar maar moenie net jy kry goeie boere en jy kry kakboere. Dit is nou maar so. En nou kan dit nie wegpraat nie. Dit is nou maar so. Maar so kry jy ook goeie Suid-Afrikaners en jy kry kakka vir Suid-Afrikaners. Dit is maar ewe om. Jy kry daai ouens wat hier by die boer heeltyd wil kruip of hy gaan steek gat toe of daai tipe van ding. Of hy gesit die hele tyd daar by die tannie in die kantoor. So en dan moer hulle ons Suid-Afrikaners se naam weg. Dit is nou waaroor dit nou eintlik heeltemal gaan. Maar ek het al Suid-Afrikaners ontmoet wat elke jaar teruggaan, maar na 'n ander boer toe. Soos kom ons sê iemand wat nou al 10 jaar Amerika doen, maar elke jaar by 'n ander boer. En waar lê die fout dan? Want jy kan nie vir 10 jaar lank elke keer by 'n slegte plaas land. Nee, dit is nie altyd die geval nie. Baie keer wil baie ouens explore. Baie keer wil ouens dinge aan 'n staat hê of hy wil explore. Hy wil die res van Amerika sien. Hy wil nie net by die een boer bly werk by die een plek nie. Maar as jy by 'n goeie sal jy bly. As jy by 'n goeie boer kom. As ek by 'n goeie boer kom met en dit kom ook alles ook by jou rysin. Baie ouens skuif die geld wat jy kry die ryt. Miskien kry jy 'n hoër ryt of 'n beter ryt en dis hoekom die ou geskuif het. Maar dink jy mens kan altyd skuif oor geld? Mense hoef nie altyd as jy net eintlik gelukkig is en lekker werk. Dit is die belangrikste. En die mense saam wie jy werk. Maar dis nou my experience nou by die koöperasie is dit.
Want ek het by plase gewerk en ek het slegte experience gehad met boere, Suid-Afrikaners. Nou dat ek by die koöperasie is, baie minder geld, soos regtig hulle. Daar's tye wat daar goeie geld is, maar ek het nog elke keer by 'n boer geland wat regtig of baie unreasonable, jy weet, unreasonable was of net plainweg moeilik en sleg. Regtig wat. So harde boer. Maar nou, want hier is die ding, baie mense vra my oor dit. As jy werk en jy kry 'n beter offer. En ouens skuif in Amerika, hy is op 'n huidige kontrak, ja. Dan hoor hy hier's 'n beter opsie, dan skuif ouens rond, wat ek nie mee saamstem nie, ek voel maak jou kontrak klaar. Maar ek is gelukkig nou vir jy weet, my 3de jaar in Amerika was my lucky draaipunt. Ja. Ek gaan nou vir die 4de keer of my 4de jaar oor na dieselfde koöperasie toe en ek wil dit nie opgee vir amper vir die beste boer wat die meeste betaal nie. En die ouens stem nie saam met my nie, maar daar het ek my eie blyplekkie. Ek het my eie ryding. Ek het baie privaatheid. Ek word gehanteer soos 'n mens. En ek sê nie op plase word jy nie gehanteer soos 'n mens nie, maar soos jy ook nou nog gesê het, jy is cheap labor. Ook nie eintlik so cheap nie, want dit kos 'n boer baie geld om jou daar te kry, maar jy het gekom daar om te werk op 'n plaas. En ek bedoel, dis wat ek dink baie ouens verstaan. Hulle dink hulle verstaan plaaswerk, maar dan kom hy daar, dan sien hy nou eintlik wat is plaaswerk? En dit is moeilik. Ja. Dit is moeilik om in Amerika op 'n plaas te werk. Veral as jy die enigste Suid-Afrikaner is of jy is 2 of 3, want dan doen jy alles. Alles. Jy maak alles reg, Want ek moes al baie vir die boere gevra het, of van die boere gevra het, hoor, kan ek net Sondagmiddag afkry. Want daai boere werk right through. Van Maandag tot Sondag reg deur 365. So by die koöperasie is ek nou eintlik baie gelukkig, want ek het soos baie keer naweke af. Okay, en dis baie, jy weet, ek maak, kom ons sê waar die ouens nou gewoonweg 90 of 100,000 'n maand maak ek nou dalk nou net 60 of 70. Ja. Maar ek het die lekkerste tyd van my lewe. Ja, jy's gelukkig. Ek's gelukkig. En ek dink dis waar baie ouens die skuif maak. Die skuiwe maak. Baie ouens skuif agter die geld aan en as mense verstaan dit. Ek verstaan dit. En al ouens skuif as partykeer oor sekere dinge wat gebeur het of partykeer 'n beter proposisie, beter offer. Ja, mense verstaan dit. Ja, mense verstaan dit. Party ouens gaan exposure, hy gaan kyk. Ja. Party is nou op 'n varkplaas, ander is weer gaan nou weer na 'n beesplaas toe of daai ou gaan nou weer na 'n saaiplaas toe of daai ou gaan nou na 'n koöperasie toe. Ja, sal jy op 'n varkplaas werk? Werk is werk. Ek weet nie. Nee, ek het langs varkhokke gebly en nee, as dit vrot. Ons moes varke vang. Nee, dit nie my cup of tea. Nee, dit is so. Baie ouens is lief vir diere. Ja. Om eerder met diere te werk as om met graan. Ja. En daai tipe van goed te werk, verstaan jy? Ja. Maar ek gee nie om na watter kant toe die bal rol nie. Ja. Want ek is lief vir diere en ek is lief vir die graanwerk en vir alles so. Wat is jou hoofrede? Hoekom gaan werk jy in Amerika? Vir werksatisfaksie, want dit is vir my lekker en ek weet as ek daar gaan werk, ek kan goed provide vir my vrou en my familie. Ja. Hier in Suid-Afrika kry die ouens nie werk nie. Jy kry veral op ons ouderdom. Veral op ons ouderdom. Okay, jy's nou 'n bietjie ouer. Ja. Hy lyk jonger, né? Jou vel baie goed. Maar jy weet ek het nou al gevalle gehad waar ouens vir my sê hy bly eerder hier in Suid-Afrika en werk hierso. Okay, ek kyk ook van wie af kom dit. Ek bedoel as jy 'n goeie job het in Suid-Afrika, kom ons sê jy het 'n goeie job in Suid-Afrika wat 40 of 50 betaal wat baie skaars is. Ek weet nie wie nog. Baie min. Sal ek sê as so 'n ou ding kom in Amerika te gaan werk, sal ek eerder vir daai ou sê dink eerder om te bly. Want dis glad nie maklik nie. Van jou huis al weg te wees van jou geliefdes en van jou mense af. Nee, ja. Ek weet nie wat jou experience nie. Nee, maar dis wat ek vir jou moet sê. Nou kan ek 'n beter lewe provide vir my mense. Maar dit kom teen 'n prys. Dis 'n prys. Ongelukkig moet jy jou vrou of jou kinders of familie of iemand moet jy agterlaat. Ja. Jy betaal, dis die prys wat ons betaal. Ja. Om 'n bietjie beter lewe te gee vir ons geliefdes. Dis hy. En dan sê ouens ons is landsverraaiers. Ek weet nie wat mense het jy al gehoor ouens sê ja, julle verlaat die land, julle is verraaiers. Ek is nog steeds 'n Suid-Afrikaner. Daai ou se kop tik man. Daai ou se kop tik. Maar dis ek dink is perspektief. Ja. Want ek ken nog ouens wat goed doen in Suid-Afrika. Ja. Besighede wat ek weet nie, soos baie keer weet ek nie hoe hulle dit reg kry nie en ek dink is regtig genade van die Here. Maar daar's 90% van ons mense sukkel. As dit nie 99% is nie. In terme van alles wat opgaan, inflasie, dis moeilik om 'n bestaan te maak met
30.000 'n maand. Jy 40. Ek weet nie hoe mense jy kan net lewe, maar jy kan nie vorentoe bou en opbou in vir jou 'n toekoms bou met dit nie. Nou hoe lank Maar as jy nou daar gaan werk, is dit 'n ander ballgame. Ja. Want daai geld wat jy daar maak en jy bring dit hiernatoe. As jy vir 4 of 5 jaar ordentlik in Amerika werk en jy werk spaarsamig met jou geld en jy mors nie en jy spaar met jou geld, kan jy terugkom na Suid-Afrika toe en jy kan aftree met daai geld. Jy kan vir jou 'n huis koop of jy kan vir jou 'n stuk grondjie koop of jy kan vir jou 'n besigheid koop maak. Jy kan iets doen. Waar jy hierso vir jou hele lewe vir 20 jaar of 30 jaar moet werk en 'n pensioen te bou. Doen kan jy dit doen in 5 jaar se tyd in Amerika. Jy kan dit vinniger doen. Jy kan dit nog vinniger doen. So ja, dit is vir om bietjie meer kennis te kry en baie kennis op te bou. Dit is een punt. En die ander punt is om jou lewens styl in jou mense te verbeter. Ja, bietjie beter te maak en om bietjie geld bymekaar te sit vir jou ou dag. Jy word ouer en terwyl die Here vir ons die krag gee om nog dinge te kan doen, moet ons dit kan doen. En ek is nog alright. Ek kan nog werk. Ons slaat nog 'n hamer en ons slaat nog 'n pik en ons doen die ding. Ek dink daar's baie Suid-Afrikaners in jou ouderdom klas wat nog in 'n goeie kondisie is en bereidwillig is. Dis die groot ding. Ek het die een boer gevra wat is sy siening is 'n boer daar in Amerika, of ek het 'n interview gedoen met 'n boer. Toe sê hy vir my, ek het hom gevra wat sy preference op ouderdom. Toe sê hy vir my, hy het geen preference op ouderdom. Hy sê dit gaan oor jou abilities en wat jy kan aanbied. Ja. En wat is jou attitude en is jy gewillig en al daai goeders. Want ek dink ons het 'n groot klas in Suid-Afrika, ouderdom klas in jou ouderdomgroep, tussen 50 en 60. Wat baie graag in Amerika wil werk. Ek bedoel ek's 46, so ek is amper by my 50s. Maar wat dink jy wat die experience het? Ek bedoel as jy 50 is, het jy life experience. Ek bedoel jy het sekere skills, maar ek bedoel jy moet as jy op 'n plaas in Amerika gaan werk, redelik taamlik sekere skills het, nê. Maar want baie mense vra my wat se skills moet ek hê om op 'n plaas in Amerika te werk? Wat sal jy sê? Wat se skills moet jy hê om op 'n plaas in Amerika? Jou grootste skill wat jy op 'n plaas moet hê is jy moet net altyd nederig wees. Nederig. Nie eens om fisies te werk nie. Jy moet altyd nederig wees. Ek lag nou, maar dis 'n goeie. Dis een van jou grootste skills wat jy moet hê. Jy moet nederig wees en jy moet onderdanig wees. As daai man vir jou sê laat jy stoot na daai bin, gemaak hy bin, dan is nie van ek is moeg of ek is oud of ek kan dit nie doen nie. Jy stoot nie, jy gaan doen dit. Verstaan jy wat ek sê? Maar dis attitude. Dis attitude. Dis houding. Jou hele houding is eintlik die groot ding. Dit is okay, jy moet skill hê en jy moet daarom 'n bietjie fisies kan werk in krag hê om sekere dinge te kan doen. Jy moet nou nie dink kerels daar werk jy. Jy werk van die oggend tot die aand. Daar's nie stop nie. Partykeer is daar nie lunchtyd nie, jy werk om deur. Oestye, dan stamp jy in die oggende van 3 en stamp jy om deur vanaand 10:00, dan gaan jy so vir 2 ure huis toe of 3 ure huis toe en dan gaan slaap jy net en dan gaan jy terug veld toe, dan is dit op die trok en op die graincarts. Dan slaap jy so 2-3 ure 'n dag. Jy eet amper niks nie, verstaan jy slaap amper niks nie, maar jou liggaam raak so gewoond daaraan. Dit is maar net in die begin is dit maar net vir jou anderste. Die omstandighede is anderste. Die temperatuur daar is anderste. Hang af watter tyd van die jaar kom jy daar. As jy nou nog Februarie, Maart kom, is daar nog baie plekke nog sneeu. Dan is dit nog koud. Dis lekker. Ja, dis eintlik lekker. En dan kry jy maar jou plekke wat dit baie warm word. Die humiditeit baie hoog is, veral naby plekke soos Georgia en daai plekke, jy weet. Ja, by die kuslyne. Dan is die humiditeit baie hoog. Sien dan? Maar jy gesien dit sneeu. Het jy gesien baie dat gesneeu daar in plekke waar dit soos nooit sneeu. Hele kus. Jy al daai brande gesien? Ja, ek in Hollywood en California en LA.
En nou is daar weer verspoelings gewees. Dis crazy. Hulle word so 'n bietjie gepeper. Hulle word 'n bietjie gepeper. Hollywood. Ek hoop nie die peper kom terug na ons toe. Nee, ons buig net vir hulle. Ja. Maar daar is baie geleent. Sina? Nog 'n koffie. Ja, nee, nog ons 'n koffie by. Ja. Okay, Sina, jy sê. Gooi vir ons 'n bietjie koffie daarso. Baie dankie. Ek gaan gou pos. Koos, sê gou vir nog 'n ding is wat sal jy vir iemand jou ouderdom sê as hy nou werk soek in Amerika? Hoe moet hy dit doen? Waar begin 'n mens? Eerste ding wat jy doen is agentskap. Jy moet soek 'n agent. Okay. Gaan sit, kry jou vat 'n stuk papier en sê alright, dit is my ondervinding. Van plaaswerk, ek kan 'n trekker bestuur, ek kan 'n green card bestuur, ek kan 'n forklift, ek kan 'n skitcher, ek kan ek kan weld, ek kan grinder werk, ek kan alles. Ja. Maak vir jouself 'n lys van al die goed wat jy kan hanteer goed. Dan bel jy die agent. As jy die agent kry, maak nie saak wie die agent is nie, as dit Golden Opportunities is of CV placement of Agri of Agri placement of wie dit ook al is wat nou jou agent sal wees. Dan sal hulle vir jou 'n mail terugstuur met 'n link en jy registreer by hulle basies. Ja. Maar ek dink die agent wil eers kyk, is jy iemand wat sal kwalifiseer? Dis nie vir die agent om te besluit nie. Ja, dis vir die boer. Maar hoekom wys so baie agente ouens weg? Of agente sal sê hulle vat net tot 40 jaar. Nee, maar wie dit is net sekere agente. Dis nie al die agente. Nee, almal nie. En jy weet daar in Amerika is daar nie ouderdom nie. Daar's boere wat 75, 85, wat 90 jaar oud is. Dan ry hy nog steeds trekker en hy werk. Hy val saam jou 3 uur in, hy val vanaand saam jou 10 uur uit. Ja. Hy werk net so hard soos jy. Yep. So dit gaan nie vir hulle oor ouderdom nie. Ja. Dit gaan nie vir hulle oor ouderdom nie, dit gaan vir hulle oor die bereidwilligheid om te werk. As jy net bereid is om te werk, jy hoef nie baie goed te werk nie, maar jy moet bereid wees om te kan werk. Dit is waaroor dit gaan. Ja. En party ons sê jy moenie oneerlik wees oor sekere dinge nie. Maar party plekke moet jy maar 'n bietjie jam smeer. Ja. Om jouself ook beter en goed jam op die broodjie. Ja, om jou goed te laat lyk. Jy kan nie 'n CV wil instuur en niks op die CV laat jou goed lyk nie. Verstaan jy wat ek sê? Dis belangrik wat jy sê is ek gaan sit met familie, vriende, mense wat jou ken, laat hulle jou help om te kyk na jou skills. Ja. Want mense vergeet. Ja. Jy gaan nou skryf daar ek kan goed met mense werk. Ek is 'n gekwalifiseerde ambasman, soos 'n electrician. Ek is 'n gekwalifiseerde welder. Ek is 'n boiler maker. Ek is 'n of 'n mechanic. Ja. Jy weet 'n diesel mechanic of iets in daai. En dit is 'n grootte vir jou as jy veral meganies vir die ouens, want baie ouens het baie werk. En baie boere, nie om jonger ouetjies af te stoot nie, verkies eerder ouens bo 45 en op. Ja. Hulle like nie van jong luitjies, want jong luitjies like van rondneek en gaan dans en gaan maar party boere drink en boere like meer jong luitjies, want hy kan hom leer. Hy kan hom met sy hand groot maak en vir jare wat vorentoe lê. So eintlik wat jy sê, alles hang van die boer af. Dit hang maar net van die boer af. Wat soek die boer? Wat sy behoefte? Ja. Wat het hy nodig daai seisoen? Dit hang af die behoefte van die werk wat daar op die plaas is. Nie die behoefte van die ouderdom om die werk te doen nie. Ja. So dit miskien het hy 'n mechanic nodig, daai boer. En nou kry jy 'n ou van 55 of 'n ou van 60 wat al jare ondervinding het en dit is die ou wat hy wil hê. Dis die ou wat hy wil hê. So dis ouens wat kyk, dit is rarig. Ouderdom in Amerika is net 'n nommer. Soos Koos ook gesê het, baie boere self in Amerika is in hulle 70's, ou generasie boere. Ek dink baie boere verkies ability en experience. Dis maak saak van ouderdom. Maak nie saak van ouderdom. Maar dit moet jy nie afsit as jy 50, 60 is om aansoek te doen, want you never know. Nee, as jy weet jy kan werk kry. As jy Lotto speel
Jy gaan nie lotto wen as jy nie 'n kaartjie gekoop het nie, verstaan jy? Ja, as jou lyn in die water. As jou lyn in die water is, dan jy visvang nie. Presies. So doen jou aansoek. Doen jou aansoek. Doen 'n goeie aansoek en kry vir jou 'n goeie profiel. Maak vir jou 'n goeie profiel. En as jy sukkel met 'n profiel, bel vir Jacques. As Jacques wil, of kyk op my webwerf. Kyk op sy webwerf. En laat hy vir jou guidance gee om te kyk voordat jy jou profiele goed deurstuur vir daai mense, laat dit wel reg is. Laat daar nie ietsie is wat jou hele profiel, daar kan een klein dingetjie op jou profiel wees wat jou hele profiel uitgooi. So kyk dat jou profiel 100% reg is. Yes. En laat hy in lyn is. Jy party ouens plak hier en 'n ander ou plak daar en 'n ander plak daar. Dis reg, maar kry 'n meer 'n average reg oor jou hele profiel. Yes. Op een plek kan jy miskien heeltemal uitblink as 'n excellent boilermaker of 'n electrician of 'n welder of wat ook al hier, of 'n excellent trekker drywer en plaas equipment drywer en jy weet operator en daai tipe van ding. Maar probeer om so gemiddeld dwarsdeur te vat. Ietsie van alles dat jy 'n variety van alles het. So jy moet basies 'n all-rounder wees. Dat jy jack of all trades wees wat jy jou basies oral kan gebruik. En hier en daar, daar kom 'n liegie in. Ja, daar kom 'n liegie in. Hier en daar lieg jy. En soos ek sê, voor jy waar het jy gelieg? Of nie geliegie, maar soos jy sê, net so 'n bietjie jam opgesit. Ek kan nie eens onthou nie. Ag, maar dit maak in elk geval nie saak. Dit maak in elk geval nie saak. Baie dankie, Sanna. Dankie, Sanna. Dit maak in elk geval nie saak nie. Ek dink 'n plek waar ek miskien kan gelieg het is op CO2 welding. Stop. Maar hulle vra vir jou of jy daai goed kan doen, maar dis baie min wat jy dit eintlik maar doen, maar in elk geval. Ja, en ek bedoel jy gaan nie die hele dag CO2 welding. Ja, dit is maar net as daar 'n groot breek of 'n ding is. Maar ek dink Koos, weet jy wat? Baie dankie vir die interview. Ek waardeer jou tyd. Dis 'n plesier. Ek waardeer dat jy wat al 5 jaar plus Amerika toe gaan, veral op jou ouderdom. Want dit sê jy was eers in jou 50s, middel 50s oor. So Koos het vir sy eerste keer in middel 50s oorgegaan. So ek dink ek sien 'n change hierdie jaar. Ek wil jou gevra het gou net so vinnig oor dit. Daar's baie ouens gaan nie terug nie, baie boere skaal af. Het jy 'n ekonomiese probleem bietjie gesien in Amerika in terme van goed wat duur raak en kostes en boere wat op maar sukkel? Ja, jy sal nie glo in die afgelope 5 jaar hoe het pryse verander in Amerika. Baie kos het baie duurder geword. Vleis het baie duurder geword. Alles het duurder geword. Dis nie net in Suid-Afrika, dis reg oor die wêreld. Dis ook nie net in USA nie, maar dis reg oor die wêreld. Dit is oral. Oral is daar maar ekonomiese druk van alle kante af. Maar hoekom dink jy sal boere, ek bedoel as 'n boer nou na sy jaar moet kyk. Ek bedoel dit kos boere baie geld om ons aan te stel. Ek bedoel dit kos 'n boer baie geld om 'n Suid-Afrikaner te kry. Dit is so. Maar daar's 'n rede hoekom hulle ons kry. Maar so want hierdie jaar het ek agterkom baie ouens wat my kontak sê van Jacques, ek gaan al 3 jaar oor 5 jaar, 8 jaar, 7 jaar, ek is al 6 jaar by dieselfde boer. Daai ou het my nou 'n e-mail gestuur, hy gaan maar nie dit terugvat nie. Maar ek het toe gaan 'n bietjie ondersoek instel want ek bedoel dit het my gepla. Want ergens is iets, kyk as 1 of 2 ouens jou bel en sê hoor dit is wat gebeur het. Is dit nog fyn, maar as nou bel 5, 10, 100, dit raak ek kan nie eens by almal uitkom, maar ek het bietjie met mense gepraat in Amerika en dit is wat huidiglik gebeur is dat die kostes om te boer in Amerika het ongelooflik duur geraak. Die eerste plek waar hy gaan sny, as hy sy voorspelling moet doen vir die jaar of sy begroting moet doen vir die jaar, eerste plek waar hy gaan sny is op labor. En ongelukkig is ons nou maar eerste waar dit gesny word, want jy kan nog local dalk iemand moontlik kry, jy kan gou 'n Mexikaner kry, hulle is al naby. Ek hoop nie dit gaan 'n probleem raak vir ons in die toekoms nie. Nee, ek glo nie. Wat dink jy? Die jonger generasie in Amerika trek in stede toe. Dit is die ouer gardes wat op die plase bly. Hulle gaan altyd labor kort. Ja. Die werk, daar sal altyd werk wees in Amerika. Ja. Hulle is korthandig. Veral met labor. Veral met labor en met trokdryf en alles. Met ambagte, met alles. Maar wat ek sê is
Dit sal nie gebeur nie. Al raak die Labour, kyk, verlede jaar of die jaar voor dit, toe het die ding ingekom van CDL. As jy 'n CDL het en jy word aangestel, dan kan jy nie die rate kry. Sê byvoorbeeld die rate is 18.50, maar nou het jy 'n CDL. Nou moet jy die rate van 'n CDL betaal word van 30. Verstaan jy? Van 18 na 30 toe is $12 verskil, 30 toe, net omdat jy 'n CDL het. Toe daar 'n baie groot probleem ingekom. Toe die ouens van die boere so gesny, want hulle kan dit nie bekostig nie. Maar ek is happy met 18. Nee, ek is happy met 18, maar jy vra nou die omstandighede wat nou basies gebeur het. Dis Maar hulle kan nie maintain nie. Hulle kan nie aangaan nie. Hulle is afhanklik van ons Labour. En jy kan ook nou nie sê hulle gaan nou Meksikaners kry nie, want die Meksikaners se rate is presies dieselfde as ons fucking rate. Hulle kry so 'n rapsie minder as ons. Maar ek het al gehoor baie van hulle werk vir $10 'n uur. Nee, dis kak storie daai. $11. Dis kak. Maar dis nog steeds baie. As jy kyk in die omstandighede wat party mense bly. Vir hulle is dit alright. Maar ek sal nie vir $10 'n uur gaan werk nie. Dis nie vir my die moeite werd nie. Daar's nie 'n manier nie. Nee, ons sal nie kan. Daar's nie 'n manier nie. Ons sal kan, maar dit gaan nie die moeite werd wees al daai kopseer. Nee. Jy wil dan vir daai kopseer en moeilik hoe jy gegrind word daar. Nee, dan kan ek net hier so bly, dan het ek genoeg, in elk geval genoeg kopseer, jy weet. Ja, so nee. Ja, kyk, werk sal daar altyd wees. Hulle is afhanklik van die Suid-Afrikaner, of hulle dit like of dit nie like nie. In baie omstandighede weet ek nie wat sou hulle gedoen het as hulle nie Suid-Afrikaners gehad het daar nie. Want die Suid-Afrikaner trek hom maar net vir hulle deur. En ek is trots om te sê ek is 'n Suid-Afrikaner. Ek is trots om te sê ek werk in Amerika as 'n Suid-Afrikaner. Verstaan jy? En daai ouens kom ek sê vir jou 90%, 95% van daai mense dra die Suid-Afrikaners op hulle hande. Ja. En baie boere. Dit is 'n baie klein persentasie van daai mense wat regtig wat nie die weg sien met Suid-Afrikaners of met ander mense, want hy's net daai tipe mens. Maar 95% van hy jy kan eintlik sê die persentasie is groter. 95 is eintlik nog laag. Maar wat ek bedoel is al wat jy moet doen is gaan oor om hard te werk, gaan oor om experience op te bou, gaan oor om geld te maak vir jou en jou familie. En wees jouself en werk hard en moet net nie drink nie en moet net nie gaan jol met die boere se dogters in nog 'n familiebou daar en daai tipe van goed nie. Ja, sekere goed wat jy eenvoudig net nie doen nie, maar ek dink as jy dit reg doen. Ek bedoel, as jy 'n girl ontmoet in Amerika en jy's ongetroud, is dit 'n ander storie. En jy's jonk. Ek bedoel, wat 'n skande is dit eintlik as jy oorgaan en jy's getroud en jy lol met girls daar. Ja, dis maar okay, dis maar enige ou se preference en whatever, maar ek dink as jy kuier, soos jy ook nou nog gesê het, as jy dalk wil drink, jy moet by die huis. En as jy wil by 'n bar of 'n pub wil gedryf, kry vir jou 'n drywer. 'n Uber. Ja, of 'n Uber. Ja. Maar daar's nie altyd Ubers nie. Kry net vir jou designated driver. Ja, daar moet altyd 'n designated driver wees as jy uitgaan in die ouens wat as jy 'n designated driver. Nee, ek vat hom partykeer dan slat ek homself op. Okay, nee, maar ek moet uitgaan saam. Dan moet ons maar Uber. Dan kry ons maar Uber. Maar ek dink Koos, nê. Dankie vir jou opregtheid en eerlikheid en dis goed dat mense dit hoor wat ons praat. Maar ek dink ek sien 'n groot toekoms vir baie Suid-Afrikaners in Amerika. En jy's nou nie 'n landsverraaier al goed. As my land vir my werk kon aanbied sou ek eerder gewerk het. Ek bedoel dit is maar my siening. Maar mense sê die vrye wil, die aarde is ons speelgrond. Ek bedoel ek is ook 'n patrioot van Suid-Afrika. Ek sal veg vir my land as ek moet, maar werksgewys is daar probleme in Suid-Afrika en ek dink baie mense wil oor see gaan werk. Ek praat nie net van Amerika nie, maar Australië, Nieu-Seeland, Engeland, baie mense nou, Europa van Germany, Holland. Ek dink daar's baie keer meer preference met wie hulle soek. Maar wat Amerika aanbied in terme van die plaaswerk is baie uniek. Nee. So ek moedig altyd ouens aan, probeer net. Jy weet, soos jy ook gesê, as jou tools reg is, wat is jou tools? Jou tools is jou CV en jou ondervinding. En as dit reg is, het jy 'n opportunity. Die agente, ek dink is 'n challenge partykeer want iemand
as jy nou aansoek by 'n agent of hy bel die agent of hy e-mail die agent of hy's op die website en hy lees daar op die website nou under we don't take over 40 year olds. Okay, volgende ou bel jy die agent antwoord nie, kom nie terug nie, okay, los hom, probeer 'n ander agent. Maar ek dink dis deel van die proses nou. Jy moet aan elke deur gaan klop. Ek dink 'n paar jaar terug was dit heel anders, maar daar's baie meer aansoeke nou. En ek dink die infrastruktuur of die stelsel hoe die proses werk is nog nie altyd so lekker gefyn polish nie, maar soos jy ook nou nog gesê het, ek dink 1 miljoen Suid-Afrikaners kan in Amerika gaan werk nou en almal sal werk hê. Ja. Want ek bedoel hulle is 360 miljoen, hulle sal nie as 1 miljoen voel nie. Ja, nee wat. En my ervaring in Amerika, ek weet nie of jy dit ook gesien het waar jy rond beweeg of oral is bordjies op. Now hiring. Ja, dis oral werk. Wat ons nie in ons land het nie. Ek bedoel Amerika het ongelooflik baie werk. Daar's werk. As jy bereid is om te werk, sal jy werk. En dit is nie die H2A program nie, daar's 'n H2B program ook. Exactly. Op die H2B is dit op 'n business en op 'n konstruksie, in bou, in hotelle werk, in kos, in fabrieke en al daai tipe van goed werk. Ja. So dit is nie net die H2A, dis 'n H2B ook. So daar is ander werk ook wat jy kan doen buite plaaswerk. Ek dink daar's ander opsies. Ja. Maar ek sal sê gooi jou lyn in. Maar gooi jou lyn in op die H2A. Ja, H2A. Ja. Ek probeer nog uitfigure wie doen H2B. CV van daai ouens van CV placement, ek dink amper hulle doen. Maar want ek weet daar's New Horizon en daar's International Connections. Ek sal die links op die video sit, maar ek dink ja, dit is 'n groot ding wat ek nog probeer uitfigure is daar dedicated agente vir H2B. Daar moet wees. Nee, ek dink maar as jy weet, comment asseblief op die video dat ons dit kan uitfigure. Ja, maar ek dink amper by die agentskappe, ons is maar net vermoeid met die H2A. Verstaan jy? Ons dink daar's van die H2A agente wat ek dink H2B ook doen. Wat H2B ook doen. Maar ons moet hoe gaan ons uitvind? Die beste is om die agent te bel en hoor of doen hulle H2A. H2B, ja. Koos, dankie. Dis 'n plesier. En ek dankie vir almal wat kyk en as jy like wat ek doen, share die video's en like dit en join die channel en sien jou in Amerika. Sien jou in Amerika, my maat. En werk hard. Werk hard. Hou ons naam hoog. Dankie Koos. Plesier.